Jy is ingeskakel op Groot Plaas op 'n Maandag, dan gesels ons 'n bietjie oor die nuutste landboutendense met Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends. Johnny, goeiemôre. Goeiemôre Toepie, altyd 'n voorreg om saam met jou so 'n week te kan begin. Hoor, so kom ons skop af met die groentepryse, veral aardappel en eierpryse. Dit bly bietjie onder druk. Hoekom is dit vanjaar erger as vorige jare? Ja, Toepie, ons het nogal gesien die veral aardappelpryse wat nogal baie sterk onder laas jaar se pryse. As ons met laas jaar se pryse vergelyk heidaglik, dan lyk dit nou so 40% laer prys wat ons tans beleef. Die gemiddelde prys wat ons van verlaasweek gehad het, is so net onder die R45 per 10 kg merk. En daai pryse het dan 'n laagtepunt hier einde September dan bereik, wat hy op R36 vir 'n 10 kg sakkie was. So die groot rede is maar dat ons 'n baie matige winter gehad het, veral in Limpopo produksieareas. As julle kan onthou, laas jaar het ons so half 'n swart ryp gehad hier in Julie se kant, presies seker, ek kan nie presies die datum onthou nie, maar dit het dan veroorsaak dat van die produk skade gekry het, van die Limpopo produk skade gekry het, en dan ook minder in die mark ingekom het van September na November waar ons nou tans is. Van die Limpopo produsente maak wel nou klaar, maar die verwagting van die agente is dat ons 'n bietjie langer seisoen van Limpopo ook gaan hê, en dan ander streke wat nou ook begin om in te kom, soos Natal, ons kyk na Petersburg, die Vryburg area, Christiana, van daai streke wat dan nou ook begin inkom. So die verwagting is ongelukkig dat die prys dan langer laag bly. En dan het ek 'n baie interessante artikel ook gelees, en gesê dat die G20 met die skoonmaakproses wat hulle in Johannesburg gehad het, van die vendors of die hawkers van die strate af verwyder het, en dit het 'n baie groot impak op ons varsprodukte markte. As jy gaan onthou in COVID het ons selfde van baie van hierdie hawkers was dan toegemaak oor daai tydperk, en dit het 'n verskriklike impak veral op die Johannesburg mark. Ons moet al die produkte skuif. Dis nie net van die kleinhandel soos 'n Pick n Pay wat die graad 1s en die beter klasse dan vat nie, maar ons moet ook dan die graad 2s en die 3s, die produkte wat dan bietjie meer ryp is, van daai produkte gaan dan op ander meer informele markkanale. So is ongelooflik belangrik om daai balans te hê, laat al die produkte kan verwyder word van die markte, anders sien ons nogal geweldige druk op markpryse. So ek dink ons sien van 'n aanbodkant af, maar ook van 'n vraagkant af, heidaglik druk op pryse. Eierpryse is ook dan geweldig laag. Ons het die laaste 2-3 maande gesien dat die pryse redelik laag beweeg. Die nuutste prys wat ons op Vrydag gesien het, is hier op 'n R35 merk vir 'n 10 kg sakkie. En weer eens ook produksie wat baie hoog bly. Maar ek dink hierdie laer vraag wat ons nou gesien het, behoort ook meeste kommoditeite onder druk te hou. Ons het gesien dat meeste groentepryse onder druk is, maar ek dink ons beweeg dan nou ook weg van die G20 af, of ons is nou klaar met G20, en ons beweeg aan die einde van die maand toe. Meer mense gaan nou begin salarisse verdien, so ek dink ek is redelik positief dat ons oor die volgende week of 2 'n redelike opwaartse beweging in ons groentepryse kan sien. Johnny, ons het so 45 sekondes oor, nie baie tyd nie. Vleispryse bly hoog, veral kalf, lam en varkpryse. Gaan ons 'n verandering sien voor Kerstyd? Toepie, dit begin nie so lyk nie. Dit lyk asof ons speenkalfpryse hier rondom R40 merk behoort te bly vir die res van die jaar. Stoorlandpryse hier op R50. Ek het die vooruitskattings gedui ons behoort onder R50 in te beweeg, maar met die prys wat redelik hou daar, lyk dit of ons redelik hierdie vlakke nou kan handhaaf. En inteendeel, ek dink slagpryse, as ons nou al 2-3 slagprys vir bees en vir skaap kyk, dink ek hy kan opgaan, soos ons nou beter vraag na Kerstyd kry, en varkpryse wat dan baie hoog bly. Ons het gesien ons baie naby die R40 merk, maar weer eens ek dink ook daai mark kan dalk so 'n bietjie begin stagneer binnekort, soos die vraag na daai produk ook begin afneem, en ek dink meeste mense reeds hulle aankope gedoen het. Johnny, altyd 'n voorreg. Dankie dat jy met ons gesels het. Dis Johnny van der Merwe van Agricultural Market Trends oor die nuutste tendense in die landbou. Maar ons is nou weer terug met ons medium skaal meester suiwelboer van die jaar. Ons is geskakel op Groot Plaas, so ons gesels vanoggend met Wimpie van Niekerk. Hy is die wenner van die medium skaal meester suiwelboer van die jaar, net na 'n Landbou Navorsingsraad se jaarlikse nasionale meester suiwelboer toekennings by Lanserek op Stellenbosch plaasgevind het. Wimpie, goeiemôre en welkom. Môre, baie dankie. So
Baie geluk eerstens met die toekenning. Ek weet dit beteken natuurlik altyd 'n groot deel vir nie net jou nie, maar almal wat saam met jou op die plaas werk. Maar wat presies beteken 'n erkenning soos hierdie as 'n ou so lank gewerk het daaraan? Nee, yes, ek moet sê dit is lekker om te weet ons het definitief nog nie al ons ducks in 'n rou nie, maar ons doen hom iets reg. So nee, was vir ons 'n baie groot eer. So vertel ons 'n bietjie van die kerk boerdery. Waar is julle geleë? Waarmee boer julle en hoe lank is julle nou al in die bedryf? So ja, dit werk baie lekker. Ons is tussen Greyton en Caledon, langs die Sonderend-rivier en familieboerdery is kompleks, maar ja, ons kry dit almal gemaak werk. My pa sê altyd, dis nie goedheid nie, is net genade van die Here. So toe my pa plaas toe kom, het my oupa vir hom gesê hy moet help om die bootjie nou 'n bietjie te krap. En hy het toe begin met 12 jerseys en 6 ashes en dis die kudde wat ons vandag het. En nou, hoe daai kudde nou al uitgebrei intussen? Waar staan ons nou? Ja, ons nou so 500 in die melk, so amper so 1000 diere op die plaas of beeste of koeie dan nog op die plaas. En ja, dis almal kleindogters van daai oorspronklike 12 jerseys en 6 ashes. Wat is die grootste uitdaging as dit kom by spesifiek met diereboer in terme van jy weet die ophoud en die hoe kan ek sê die upkeep van al die diere op die plaas? Nee, is nog al 'n taamlike storie. Gelukkig soos ek sê, boer ek saam met my neef Nikkie van die kerk en hy help nogal taamlik. Kyk, hy is die saaiboer, so hy help ons baie met die revoer komponent, want ek dink diere moet eet en diere wat eet is nogal 'n taamlike komplekse storie, maar as jy kan help om jou eie revoer te produseer, dan help dit nogal baie. So hy help my baie met die weidings en die revoer en daai tipe dinge. En dan ja, dieregesondheid. Melkery is baie kompleks, maar jy kan dit baie eenvoudig maak om te sê die diere moet eet. Hulle moet gesond wees en hulle moet melk produseer. En as jy daai 3 goeders kan regkry, dan help dit baie. Is julle enigstens geaffekteer deur die back and claw seer wat nou die rondes gedoen het? Gelukkig nie. In die Weskaap is ons baie bevoorreg met goeie veeartse en ouens wat vinnig saamgetrek het. Ek dink ook die voordeel wat ons hier het bo die Ooskaap is, in die Ooskaap is die ouens jou buurman is ook 'n melkboer en sy buurman is ook 'n melkboer. Wat maak dit baie gou versprei. So in ons is ons daarom gelukkig nog nie geaffekteer nie. Ons het 'n paar maatreëls in plek gesit soos om gebluste kalk te gooi vir die wiele en die melklorry. Die melklorry en die voerlorry is die twee ouens wat van melkplase afkom wat dit vir jou kan bring, maar dis die twee ouens wat op jou plaas moet wees. So ons saniteer nou maar die wiele en probeer nou maar seker maak dat die ouens skoentjies dra en al daai tipe goedes en dan ouens wat jy nou nie dringend op die plaas nodig het nie, verwys ons maar liewers om iewers anders die meetings te hou of liewers online te hou of so. Nou, maar gelukkig het die back and claw sê ons nog hier in die Weskaap geraak het. Wel, nog hier waar ek bly boerie. Want dis baie goeie nuus. So kom ons gou weer terug net by die toekennings. Iets soos LNR se Meester Suiwelboer toekennings. Hoekom dink jy is dit so belangrik vir die bedryf? Is daar iets wat dit kan bydra of reeds bydra aan julle bedryf? Nee, ek dink dit help verskriklik baie. Ek meen om te meet is om te weet en ek dink 'n melkeryboerdery is seker een van die mees presiese boerderye wat jy kan kry. Ek meen elke dag is oesdag. So as jy nie ingeligte besluite kan maak nie, dan sukkel jy. Ek moet sê die tegnologie help verskriklik baie as jy vat in my pa se tyd het hy 1 lesing gehad in 'n maand se tyd waarop hy dan nou besluit om met 'n bees aan te gaan of nie of hy moet brul of hy nog 'n kans moet gee. Waar ons het nou 2 lesings elke dag, so dis jy vergelyk 60 datapunte met 1 datapunt in 'n maand se tyd wat nogal 'n groot verskil maak en dit help nogal baie om experts te hê wat vir jou sê nee wag, hierdie is besig om verkeerde rigting in te beweeg. Kom ons kyk iewers hierna of daarna. Ek bly het bietjie gepraat oor die datapunte. Wat is die grootste tegnologie wat julle van gebruik maak op die plaas? Ja, ek moet sê ons gebruik Delaval se stelsel en dit help nogal baie. Ek meen elke koe het basies 'n ID-nommer en ons gee hulle kos volgens hoe baie melk hulle produseer. So so op 'n performance-based system. En ja, die goeders werk net verskriklik lekker. Ek meen in die ou dag het jy altyd 'n kuddebesoek gehad en dan na die tyd, dit vat 'n halfdag om die kuddebesoek te doen of 'n volle dag en dan nog omtrent nog 'n dag om die data te capture. Nou deesdae met scanners en selfoon-tegnologie en al daai goeders, as die veearts by jou plaas uitry, is die inligting al klaar op die rekenaar en dan kan jy alweer besluite maak met dit. So dit werk verskriklik lekker. Ons het ook Sensap se bande nou begin gebruik wat help met die hitte-observasie en jou reproduksie en al daai tipe goeders. So jy dieselfde ou wat kaai, dieselfde bulsaad wat jy gebruik, maar ewe skielik is jou timing net perfek wat vir ons in ons geval nogal 'n groot verbetering gehad het. Ja. So jy het so 'n bietjie verwys na die vorige generasies en hoe hulle anders geboer het as wat julle huidigelik boer, maar wat dink jy is die grootste uitdaging vir die moderne suiwelboer?
Tjoe. Wel, ek dink eerstens moet ek net sê, alle eer aan my pa, alles wat ek geleer het van die melkbedryf, het ek maar by hom geleer en yes, hy het my regtig nogal lekker gehelp. Ek moet sê, ek dink hy's nogal lekker geboer met al die tegnologie wat ons vandag het. Hy help my verskriklik baie nog steeds. Enigiets wat ek wil double check ek net by hom. Maar ek dink in vandag se tyd, dis teoreties moet dit makliker raak om te boer, want jy het al hierdie goeders tot jou beskikking, wat dit so 'n bietjie makliker maak. Ek meen, jy kan in real time kan jy besluit, okay, moet ek nou hierdie bees vat of nie? Wat het sy gister gemaak, wat het sy 7 dae terug gemaak, en al daai inligting wat in my pa se tyd met die hand neerskryf of so al 'n gut feeling hê, waar ek dink met die tegnologie al hierdie gut feeling bietjie meer, wel jy kan jou gut feeling nog steeds gebruik, maar bietjie meer vertrou omdat jy nou die data het om dit te back, wat dit baie makliker maak as in die verlede waar jy net op gevoel moes gemaak het. Elke boer benader dinge klein bietjie anders as dit kom by die hardloop van die plaas, maar hoe benader jy insetkoste, arbeidskoste, produktiwiteit om steeds seker te maak dat 'n ou volhoubaar bly? Nee, ja, dit is nogal tricky. Kyk, hulle sê mos, die enigste ding wat eintlik saak maak is die bottom line, is daar bietjie meer geld in as wat jy uitgee. So ons probeer maar ons goeders finansiëel baie styf bestuur, om te kyk, fyn sommetjies te maak. Ek meen, dit is nogal duur om 'n bees groot te maak, ons nou die dag sommer so vinnige benchmark, maar as enigiets, dit hang nou of 'n jerseys of vriese is of wat, maar enigiets tussen 15 na 30.000 rand net om 'n bees groot te kry, voor sy actually vir jou kan begin geld maak. So al daai goedjies moet mens maar baie fyn bestuur. Ek dink DMC help my ook baie om elke maand 'n maandelikse check te doen om te kyk waar ons is met ons boerdery en waarna toe ons gaan. Insetkoste, ja, Eskom is baie moeilik, sonkrag maak dinge so bietjie makliker en generators en so mense moet maar begin belê in daai goeders, want ek meen die tyd wat Eskom ons so bietjie gedrop het, was nogal moeilik geweest om te boer. Maar met generators en sonkrag en daai tipe goeders kon ons dit dan so bietjie sidestep. Dan ja, die boer se beste vriend is maar kompetisie, so van tyd tot tyd moet 'n mens maar kyk of jou voerou nog in plek is. Ek moet sê ons kry baie goeie diens. En daai ons help mens verskriklik baie, maar van tyd tot tyd moet mens maar net weer 'n bietjie die prys kyk, net om te sien of jy in lyn is, want 'n boer se enigste vriend is maar 'n bietjie kompetisie. Nou wat maak jou opgewonde oor die suiwelindustrie en waartoe dinge beweeg op die oomblik? Yes, nee, ek moet sê, as laaitie as ek vir my pa altyd help melk het ek gesukkel met die beeste. Ag, een eier hang skeef, en die ander een hang in die mis, en die ander een sit daar bo, jy kan amper eers bykom nie. So, ek moet sê, ons het nou 'n uniformigheid oor ons kudde, wat ons nou in 'n paar jaar se tyd kon regkry, wat dit baie makliker en lekkerder maak om te melk. Ek dink, die melkery raak baie kompleks, so jy moet bietjie meer melk uit jou beeste uithaal om produktief te bly. Maar met die vandagse tegnologie en goeders, dit help net verskriklik baie, want jy kan nou actually meet en jy kan nou sien waar jy vorder en waar jy nie vorder nie. So dit soos ek sê, teoreties moet dit makliker raak om te boer, omdat jy die tegnologie aan jou kant het. Daar's 'n paar ander goeders wat bietjie meer kompleks raak, maar die tegnologie help mense om makliker te boer. Wimpie, ons het so 'n minuut oor. Jou raad aan jong boere, toe jy 'n jong boer was, het jy by 'n pa geleer, maar vir ouens wat nou die industrie betree vir die eerste keer, wat se raad het jy vir die manne? Ja, ek dink ek is die laaste om te vra hoe mens moet boer, maar die paar goeders wat ons reg gekry het, ek dink soos ek sê, ek paak nou baie lekker saam met my neef en my pa wat help om ons goeders reg te kry. Ons het vir Jaco Konradi wat ons kuddebestuurder is, wat uitstekend doen met die span. Ek dink ek het 'n lekker span en dit maak nogal 'n groot verskil. Ek dink nie net jou span by jou eie melkery nie, maar jou span saam met jou veearts en saam met jou ou wat jou melktenke diens en saam met jou voer ou wat jou 'n bietjie tegnologie gee, of bietjie tegniese hulp gee. Melkery is moeilik, jy kan dit nie alleen maak nie, so jy moet team met die regte ouens. Ek sal sê dit is definitief my advies. Wimpie, baie dankie vir jou tyd vanoggend, baie geluk met jou toekenning en ons waardeer dat jy met ons gesels het. Dis Wimpie van Niekerk, die medium skaal meester suiwelboer van die jaar. Ons hoop jy het lekker saam met ons gekuier op 'n maandagooggend. Ons is môreoggend weer terug hier op Groot Plaas. Geniet jou dag verder.